Hallo, hallo al julle slim graad 4's. Welkom. Ek is so opgewonde julle is hier vir hierdie spesiale oefensessie. Ons gaan seker maak julle is heeltemal reg om daardie eksamen met selfvertroue aan te pak. So, ons gaan vandag 'n lekker vinnige speletjie speel. Dis die perfekte manier om alles wat julle geleer het weer te onthou en om sommer hoop selfvertroue te kry vir julle toets. Klink dit goed? Kom ons spring sommer dadelik weg. Reg so, ronde 1. Hierdie een gaan oor iets wat ons almal elke liewe dag voel, ons gevoelens. Kom ons kyk wat julle kan onthou. OK, hier is ons eerste vraag. En hierdie een laat 'n mens 'n bietjie dink. Wat is nou eintlik die verskil tussen emosies en gevoelens? Kyk daar. So 'n emosie is daai heel eerste blitsvinnige ding wat gebeur. Dink daaraan, boem, iets val hard. Daai oomblik wat jy skrik, dis die emosie. En die gevoel, wel, dis wat daarna gebeur, wanneer jou brein dink, dis net die kat wat iets omgestamp het, dan voel jy verlig. Sien jy die verskil? Baie interessant. Reg so, volgende een. Dink nou aan al die dinge wat jou hart sommer so warm laat klop en jou laat glimlag. Kan jy aan 2 positiewe emosies dink? Ja, presies soos daai. Bly as jy jou beste maatjies sien. Of trots wanneer jy daai moeilike wiskunde som reg kry. En natuurlik liefde. As jy aan enige van hierdie gedink het, is jy heeltemal reg. OK, nou vir die ander kant van die muntstuk. Hierdie emosies voel nie altyd lekker nie, maar dit is super belangrik dat ons hulle ook verstaan. Noem gou vir my 2 negatiewe emosies. Jep, hartseer, kwaad, bang. En weet julle wat? Dis heeltemal 100% OK om hierdie goed te voel. Almal voel dit, dis wat ons mense maak. Hierdie is nogal 'n diep vraag. Het julle al ooit gewonder, hoekom voel ons eintlik hartseer? Wat probeer daai gevoel vir ons leer? Wel, kyk hier. Hartseer is eintlik soos 'n klein boodskapper vir jou hart. Dit sê vir jou, hallo, iets is hier binne seer. Of iets kort. Miskien kort jy 'n drukkie, of miskien moet jy net bietjie met iemand gesels. Dis 'n belangrike teken. Woede. Dis 'n groot, sterk gevoel, né? Hoe sal julle dit beskryf? Wat is woede? Daar het julle dit. Dis daai sterk, warm gevoel wat so in jou opborrel as jy voel iemand was lelik met jou, of as dinge net heeltemal verkeerd loop. Ja, dis 'n baie kragtige gevoel. En juis omdat dit so 'n kragtige gevoel is, moet ons weet wat om te doen daarmee. Wat is 2 goeie maniere om daai woede te hanteer sodat dit nie oorneem nie? Hier is 2 briljante planne. Nommer 1, tel stadig tot by 10. Hoekom? Want dit gee jou brein 'n kans om asem te haal voor jy iets sê of doen. En nommer 2, praat met iemand. As jy daaroor praat, laat jy die gevoel uit in plaas daarvan om dit binne te hou. Reg, volgende een. Hierdie is 'n gevoel wat ek dink baie van ons ken, veral net voor 'n groot toets. Wat is angs? Presies. Is daai kriwelige gevoel in jou maag as jy jou bekommer oor iets wat nog moet gebeur. Dis soos om senuweerig te wees oor die toekoms. Ons het so 'n bietjie hieroor gepraat, maar kom ons maak seker ons verstaan dit goed. Hoekom is dit so belangrik om jou gevoelens met iemand te deel? Want dit maak regtig 'n reuse verskil. Dink daaraan so, as jy alleen met jou gevoelens sit, is dit soos om alleen in die reën te staan. Maar as jy met iemand praat, is dit asof daardie persoon 'n sambreel oor julle albei oopmaak. Jy voel dadelik minder alleen en baie meer ondersteun. OK, laaste vraag in ronde 1. Hoekom is dit 'n goeie ding om sensitief te wees vir hoe jou maatjies voel? Hoekom maak dit saak? Want dit is hoe goeie vriendskappe werk. As jou vriende weet jy gee regtig om vir hoe hulle voel, bou dit vertroue. En vertroue is soos die supergom wat vriendskappe sterk hou. Sjoe, julle is slim koppe. Ronde 1 is verby en julle het dit uit die park geslaan. Julle ken julle gevoelens. So, is julle reg vir ronde 2? Dit gaan alles oor groepwerk. Kom ons doen dit. Reg so, welkom by ronde 2 werk saam. Hier gaan ons 'n bietjie gesels oor hoe ons as 'n span kan werk. Want soos hulle sê, spanwerk laat drome werk. Kom ons kyk wat julle weet. Kom ons begin heel aan die begin. Wat presies is groepwerk? Presies, dis wanneer 'n klomp mense bymekaar kom om saam aan een taak te werk, soos 'n span. Almal werk saam om dieselfde doel te bereik.
As jy in 'n groep werk, leer jy allerlei nuwe superkragte. Kan jy aan een vaardigheid dink wat jy leer as jy saam met ander mense werk? Absoluut. Soos om te leer om regtig te luister, nie net te wag vir jou beurt om te praat nie, of om jou eie idees duidelik te verduidelik, of om saam probleme op te los. Elkeen van hierdie maak jou sterker. Wat is een van die heel beste goed van groepwerk? Die lekkerste deel? Jap, die werk word soveel vinniger gedoen. Julle ken mos die sê ding, vele hande maak ligte werk, en dis presies wat hier gebeur. Maar dis nie altyd net maanskyn en roses nie, né? Wat is een van die uitdagings van groepwerk? Wat kan soms so 'n bietjie moeilik wees? Ja, hierdie is 'n groot een. Jy kry nie altyd jou eie sin nie. Soms moet jy leer om 'n kompromie aan te gaan. Dit beteken almal gee 'n bietjie sodat die hele span vorentoe kan beweeg. Dis 'n moeilike, maar baie belangrike les. En ons heel laaste vraag vir vandag. Wat van as jy alleen werk? Wat is 'n uitdaging as jy alles op jou eie moet doen? Heeltemal reg. Jy moet alles self doen en dit kan nogal baie werk wees. En dit kan ook 'n bietjie eensaam voel sonder 'n span om jou te help en mee te gesels. En dis dit. Ons vasvraag is klaar. Julle kan diep asemhaal, julle het dit gemaak en julle was absoluut fantasties. Ek is doodernstig. Julle kan julleself 'n groot applous gee. Deur hierdie vrae te oefen is julle nou soveel beter voorberei vir julle eksamen. Julle het julle breinspiere lekker geoefen. En kyk nou net, dit bring ons terug na waar ons begin het, by gevoelens. Dink vir 'n oomblik, watter emosie voel jy nou, nadat jy so hard gewerk het? Ek hoop regtig julle voel trots, julle verdien dit. Onthou hierdie gevoel, gaan in daai eksamen in en weet julle is goed voorberei. Sterkte, julle het dit onder beheer.